Ons gaan uit die boek van Daniël, die 9de hoofstuk lees. En dit is ietsie wat ek wil vanmorgen vir julle vertel, as weet. Ons almal het, of meeste van ons het voertuie, nie waar? Amen. En as jy dan met die voertuig van jou ry, en jy sien, die brandstof is bietjie laag, dan gaan jy na die volstasie toe en jy vul die tank met brandstof. Dan gooi jy seker bedrag in, of jy mag hom heeltemal vol, of wat ook. En ander kere, dan ry jy omdat hy feitlik met hy leeg is, dan hoop jy kom by die gras. Dis waar. En dit is so, die mens is, solank die wiele rol, en dat petrol in die tank is als honkie-dorie. En jy ry dag vir dag die voertuig. Verstaan jy wat ek sê? Amen. So nou dan jy miskien 'n papwiel. Dan moet jy wiel pomp, of hy's halfpad pap, dan laat jy hom pomp. Pomp jy self, wat ook al. En jy ry, en jy ry, en jy ry. En jy ry vir 'n hele jaar, en hy gaan aan, en jy gaan die volgende jaar in, en jy ry vir jy nog weer nog 'n volle jaar. En so gaan dit aan. En as daar iets breek, dan maak jy dit reg. Verstaan jy wat ek sê? Amen. Maar wanneer doen jy maintenance op hom? Wanneer kyk jy na al die foute wat aan die voertuig is? Jy kyk nou na die foute van die voertuig nie, solank daar brandstof is en die 4 wiele kan rol. En die flikkers werk. En die ligte werk as jy honkie-dorie. Dan is jy gelukkig. En daardie voertuig verwag jy, ek en jy, dat hy moet altyd net moet ry. Ja. En hy mag nie breek nie. Maar daar kan 'n dag kom dat hy breek. Dan sit jy met 'n probleem. En dan sukkel jy dalk. En dan sê jy, maar hoekom het ek nie gekyk na dit of dat? Nie waar nie. Dis waar. Ja. Jy gaan dit aan. En weet, ek en jy is kind van God. Ons gaan dit aan. En wanneer kry ek en jy brandstof in ons in? Ek en jy stap die hele week. Die mens stap die hele week. En by Sondag kom ons sê, weet jy wat, ek het so 'n bietjie brandstof nodig. Laat ek net so 'n bietjie 'n draai maak en dan bietjie power kry, bietjie krag kry. Dis waar. En dan, as jy klaar krag gekry het, so 'n bietjie krag gekry het, jy het miskien ook nie baie, jy het nie vol gemaak nie. Jy het daarom net genoeg ingegooi om Vir die week aan te gaan. jy kan volhou tot wanneer jy weer nodig het. Ja. En tot volgende Sondag, dan kom jy weer en sê, laat ek maar weer 'n bietjie vol maak, bietjie vol ingooi. Want dit is 'n probleem. Tot op 'n dag wanneer jy kom en besef, weet jy wat? Hierdie is nie genoeg vir my nie. Ek moet nou begin kyk na herstelling. Ek moet kyk na al die dinge wat verkeerd is in my lewe. Ek moet kyk wat is verfout met die voertuig wat daar is. Stel jy wat jy daai voertuig moet opjack.
en onderding inkryp, en kyk waar is al die probleme. Party ons brul so wat gee, he's got a big beat, but no speed. Exhaust is stikken. Ek het jare terug met my dieselbakkie wat ek gehad het, 'n gat in die exhaust gehad. En daai bakkie, en eendag toe besluit ek haal hierdie uitlaatpyp uit. En ek maak die silencer box. Ek weet nie as die Afrikaanse woord waarvoor nie. Maar ek haal hom uit en ek begin hom toe te weld. En ek sit hom terug. En ek staar die bakkie. Nou, is 'n paar jaar se roet wat daar in die Uitlaatstelsel. die hele uitlaatstelsel was. En toe kom start. Toe was my vrou nie baie gelukkig. Toe skiet dit uit. Toe is die hele jaar net swart roet. Maar toe blaas hy al die gemors uit. Amen. En toe het ek nog 'n chick gehad, moes dit red ook. Toe blaas hy alles skoon. En die hart is vuil. En dit is dat ek en jy as kind van die Here soms die roet moet uitkry uit ons lewens uit. Amen. En dit is waar ek nou kom ook vanmôre die Daniël, die 9de hoofstuk te lees. Daar van die eerste versie. Waar die woord van die Here sê, in die eerste jaar van Darius, die seun van Ahasveros, uit die geslag van die Meders, wat koning geword het, oor die koninkryk van die Galdeërs. In die eerste jaar van sy regering, het ek Daniël in die boek gemerk, dat al die getal jare, waaroor die woord van die Here tot die profeet Jeremia gekom het, met betrekking tot die puinhope van Jerusalem, 70 volle jare was. Nou kyk wat maak Daniël. Hy sê, ek het my aangesig tot die Here God gerig, om met vas en in gebed, roukleed en as, my aan gebed en smeking te wy. Ons lees weer daai gedeelte. Wat koning Daniël gedoen, wat Daniël gedoen het, die profeet. En ek het my aangesig tot die Here God gerig, om met vas en in roukleed en as, my aan gebed en smeking te wy. En Nehemia, toe Nehemia verneem van die toestand van Israel, van Jerusalem, en hy vir daar lang gerou, was hy bekommerd gewees, en hy het daar lang geween, oor die toestand van Jerusalem, in die huis van God, en hy het gevas, en hy het gebid, en hier kom Daniël, en hy lees van dit, wat Jeremia, die profeet geprofeteer het. En hy wend hom tot die Here. Waarheen wend mense hulle vandag? Wêreldse dinge. Na dit wat hulle nie meer alleen moet wend. In steede, wanneer jy in die probleem sit, wanneer jy omstandighede het, moet jy toevlug neem na die Here toe. Maar jy kan vanmôre sê, weet jy wat,
Ek het nie 'n probleem nie. Ek is alright. Dis wat die probleem is. Ek en jy moet nie alright wees nie. Ons moet reg wees. Ons moet in orde wees. En Daniël kyk na hierdie situasie en hy lees dit. Na die omstandighede en dit roer hom in sy binneste. En hy wend hom tot God. In vas, in gebed en smeking. Amen. Met rou in sy hart. Roep hy na God. En hy, die binnekant roer dit hom. Baie mense se toestand roer hulle nie in hulle binneste. Baie mense is nie bekommerd oor die toestand wat hulle is. Daar's baie mense wat vanmôre sit onder valsheid en luister na valsheid. En hulle kom nie agter dat hulle sit onder die geklank van valsheid nie. Hulle kom nie agter dat jy weet wat. Ek moet myself in orde kry. Ek moet begin om die woord van die Here te vat en te lees. Om te kan sien hoe lyk my toestand. Want as my voertuig in 'n toestand is, en ek weet niks van dit af nie, help dit nie ek probeer kyk nie. Ek vat hom na iemand wat kennis het, nie nagemaakte kennis, wat nie ondervinding het, wat die kennis het. En sê asseblief, wil jy nie kyk na my voertuig, van die bumper tot die bumper nie, regdeur, binne buite oralste. Hoeveel van ons het al nie gesien hoe karre ry? Weet jy wat? Dit lyk of die van die body se werk enige tyd gaan afval. Ja. En dis hoe baie kinders van die Here lyk. Dat die bodyparte een of ander stadium gaan begin afval. Daai voertuig van jou, as in 'n ellendige toestand is, wie se skuld is dit? Ja, ja. Dis jou skuld. As my lewe in 'n ellendige toestand is, wie se skuld is dit? Nee, Dis my eie skuld. Want ek kyk nie na my lewe nie. Ek ondersoek nie my lewe nie. Ek ploeter net voort. Solank ek maar net kan glo. Ek glo God is daar. Die woord van die Here sê jy glo dat God een is. Jy doen goed. Die duiwels glo dit ook en hulle sidder en bewe. Amen. Maar Jakobus 2:19 gaan lees. Amen. Dit help nie ek en jy sê ag nee wat. Ek het nou genoeg. Ek kan nou gaan vir die res die volgende week of 3. Of miskien vir die volgende 6 maande. Dan kan ek maar weer ietsie doen. Dit werk nie so nie. Ons lees vers 4. En ek het tot die Here my God gebid en belydenis gedoen en gesê, ag Here, hoor wat sê. Hy het tot die Here God gebid het en belydenis gedoen. Wat sê party mense? Man, jy moet net die kerk se geloof belydenis bely, dan gaan jy hemel toe.
Jy's in 'n toestand, man, jy's in 'n ellendige toestand. Jou deur is besig om af te val. Jou wiele val af. Die kopligte kyk in elke een sê rigting hulle werk nie eens. Kry jy 2 kopligte reg. En sit dit aan om te kyk wat sê die woord van God. Amen. Dis waar. Glory to God. Ons lees verder. Amen. Daniël sê, ag Here, groote en gedigte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat hom liefhet en sy gebooie onderhou. Om God se gebooie te onderhou, om sy wil te doen. Jy moet nie, dis nie wat 'n kerk se gebooie moet onderhou nie. Baie mense is meer gestel oor wat die kerk, hulle kerk sê, hulle genootskap sê, as wat God se woord sê. Amen. Ag, jy hoef nie so te kyk na jou kant nie. Ja, jy wil nou 'n bietjie ekstreem raak. Baie ouens is ekstreem vir ander goeders wat hulle doen. As jy kyk na sportsmanne, hulle gaan ekstreem. Hulle eet en slaap en drink. Hulle sal ander goeders afskeep heeltemal. Om ekstreem te wees. Om die maksimum te kan gee. Terwyl ek skade ly in my eie siel. Vers 8:5 sê, ons het gesondig. En dit is hier begin Daniël te bely. Hy sê ons het gesondig en verkeerd gedoen en goddeloos gehandel en in opstand gekom en van u gebooie en verordeninge afgewyk. Dis waar. Here, ons het gesondig. Ons het goddeloos gehandel. Here, ons het verkeerd gedoen. Ons het van die gebooie afgewyk. Ons is nie meer daar waar U wil hê ons moet wees. Maar ons gaan na die huis van die Here toe. Sê ag nee, ek is alright. Ek is op my pad hemel toe. Singend, altyd singend. Ken ons daai liedjie? Ja. Jy kan dit sing. Maar is jy werklik op pad hemel toe? Is jy waarlik op pad na God se koninkryk om eendag die ewige lewe te beerwe? Dit help nie ek kyk na die een of daai ene of hulle gaan of nie. Wat het Johannes gesê hier? 2 Petrus sê, hy sê, maar Here, maar wat van hom? Ja. Hy sê, moenie jy worry oor hom nie. Wees jy bekommerd, waar gaan jy heen? Volg jy my? As ek wil hy moet bly, dan sal hy bly. Maar volg jy my? Here, maar daardie ou, daardie vrou, hulle wil jy nie dien nie. So wat? Begin jy God dien in gees en die waarheid. Amen. Doen dit wat God wil hê jy moet doen. Al lag mense vir jou. Die bekommernis van die saak is, as ek nie ondersoek nie, en my voertuig gee in,
hierdie voertuig. As hierdie voertuig ingee, want een of ander stadium word 'n voertuig gaan hy begrafplaas toe. Gaan kyk na scrapyards. Daar's mos 'n groot begrafplaas. Ja. Hulle vat al die skrapvoertuie die kant toe. Die wrak. Nou as ek en jy doodgaan, baie mense laat hulle verbrand wat onbybels is. Wat teen God se woord is. Baie mense stry daarmee. Daar's nie 'n saak om te stry nie. Want jy weet wat sê die woord van die Here? Uit stof is jy gemaak, en tot stof sal jy terugkeer. Amen. Hy het nie gesê van stof is jy gemaak en tot as sal jy terugkeer nie. Hy sê tot stof sal jy terugkeer. Amen. En ons kyk nie na hierdie voertuig nie. En wanneer hy die tyd is dat hierdie voertuig gekanselleer word, dat hy onpadvaardig is. Wanneer is hierdie voertuig onpadvaardig? Nie meer gediens word nie. Wanneer jy jou as uitblaas. Jou laaste keer jou as uitblaas, dan is hy meer heeltemal onpadvaardig. Klink snaaks, né? Want sy tydperk is verby. Dan kan jy nie meer sê, Here, wees my genadig en barmhartig nie. Daardie ouens wat vir jou die hemel oop moet toesluit. Hulle is verdwaal. Hulle lieg vir jou, man. Hulle kan nie die hemel oop toesluit vir jou nie. Die Here sê, moenie hom vrees. Nie mens vrees dat jy kan doodmaak nie. Maar vrees hom. Wat nadat die liggaam gedood is, jou siel in die hel kan werk. Vrees hom. Dis God. Amen. Ek kan jou nie mense vrees nie. Ek en jy vanmôre nie te kyk na ander mense. Weet jy, hoe lyk daai ene nie? As jy gaan kyk, gaan jy baie foute kry. Maar wanneer jy begin te kyk in die spieël, jy kyk na jouself. En ons begin te kyk en sê, Here, waar is my foute? Ek wil kyk, waar moet ek herstelling maak in my lewe? Waar is daar reparasies wat moet gedoen word in my lewe? Dit is nodig dat daar reparasies in jou en my lewe kom. Ons moet kan herken die foute in ons lewens. En dat dit herstel kan word. As die ball joints nie meer werk nie, dat dit herstel kan word. Dat jy in 'n goeie toestand kan wees. Amen. As die wiel pap is, en hy word bly pap, dat hy herstel word, reggemaak word. Dat hy kan reg funksioneer. Dit is nodig dat ons moet kyk na onsself. Kyk, Here, waarheen is ek op pad? Hoe lyk my lewe? Is ek waarlik reg as Jesus kom? Prys die Here. Vers 6 sê, en ons het nie geluister na u knegte, die profete, wat in u naam gespreek het nie, tot ons konings, ons owerstes en ons vaders, en tot die hele volk van die land. Hy sê, hy bid. Hy sê, Here, ons het nie geluister nie na die profete wat gewaarsku het nie.
Van die profete wat gesê het, toe Jeremia, die volk by, die owerstes kom by Jeremia sê vir ons, vra vir die Here, of ons moet afgaan Egipte toe, of nie. Sê vir ons alles. Maak ons bekend dit wat die Here sê, ons moet niks terughou nie. En wat gebeur? Jeremia kom terug. En hy sê, die raper, kom weer langs hom. En hy is allemaal by mekaar. Hy sê vir hulle, dis wat die Here sê. Hy sê, moenie aftrek na Egipte toe nie. Want daar gaan jy omkom in die swaard. En die wat in die swaard kom doen, kom om in die pes. En so meer. Hulle hoor wat hulle graag nie wil hoor nie. En toe Jeremia weg is, toe kry hulle die ander profete. En die profete sê vir hulle, julle kan maar afgaan, niks sal gebeur. Want die profeet wat gespreek het wat van God af is, wil nie luister. En dit is wat ons het in die wêreld. Mense kan jou valsheid opdis en jy glo dit. Maar wanneer mense jou die waarheid gee van God se woord, dan maak jy kyk te styf. Want jy hou nie daarvan nie. Dit pas my nie. Maar jy wil hê, God moet aanpas by jou en by my, om die hemel te beerwe. God pas nie by jou en my aan nie. Ek en jy, as mens, moet by God aanpas. Amen. Ons moet dit doen, wat God van ons verlang. Weet jy wat? As ek en jy begin te doen wat God van ons verlang, kyk wat die Here vir jou sal doen. Amen. Prys die Here. Hy sê vers 7, aan u Here kom die geregtigheid toe, maar aan ons beskaming van die aangesig, soos dit vandag is, aan die manne van Juda en aan die inwoners van Jerusalem en aan die hele Israel, die wat naby en die wat ver is, in al die lande waarheen u hulle verdryf het. Oor hulle ontrou was hulle teen u begaan het. Here, aan ons kom toe beskaming van ons aangesig, van die aangesig, aan ons konings, aan ons owerstes en aan ons vaders, omdat hulle teen u gesondig het. Is dit nie wat gebeur het? Ja. Ek wil nie vanmorgen sê, dit is presies wat gebeur het in ons land. Ons land staan in beskaming voor die aangesig van God. Ons land is voor die afgode. Ons land is nie daar waar ons moet wees. Skoon my. Ons land het God verlaat. Amen. En 'n mens hou nie van die waarheid van God se woord. Hulle hou van valsheid. Hulle hou van wetteloosheid, van goddeloosheid. Hulle hou van dit wat tot die verderf lei. Maar nie dit wat lei tot die ewige lewe nie. Weet die koms van die Here is naby. Amen. Maar ek en jy moet nie wag vir die koms van die Here nie. Ja. Elke dag reg is. Jy kan vandag jou laaste asem uitblaas.
En dan kom die vraag, was jou lewe reg met die Here? Waarlik reg? Baie mense sê nee, ek is reg. Maar hulle het nie hulle lewens ondersoek nie. Nee, my voertuig loop nog, die wiele draai. Die flikkers werk dan. Daar is wel 'n nok in die engine, maar dit is alright. Haal hy nok in die blok uit. Haal die engine uit en maak die blok reg. Herstel hom. Sodat hy oordentlik kan loop. Daar's baie backyard mechanics. Baie mechanics wat niks weet nie. En maar ken jy niks. Vat hom na iemand wat 'n spesialis is en maak hom laat hy hom regmaak vir jou. Ek en jy moet vanmôre gaan na Jesus toe man. Hy is die ene wat vir jou kan herstel. Hy is die ene wat jou nuwe lewe kan gee in jou binneste. Dat jy opnuut kan wees. Daar op die plek waar God jou wil hê. Gereinig, geheilig deur die bloed van Jesus Christus. Want jy weet wat, ek en jy kan nie so voort beweeg sonder God nie. Daniel kom agter. Here, ek moet my knieë buig. En hy doen belydenis. Nehemia het geroep na God, hy gevas en gebid het. Het hy geroep na God en sê, Here, ons het gesondig. Nee, ek het nie gesondig nie, wat? So wat? Woord van die Here sê, bely en laat staan. Kom reg, of jy gaan weg. Jy's reg of jy's weg, een van die twee. Dis wat dit is. Weg uit God se koninkryk. Of jy's reg om in God se koninkryk te gaan. Een van die twee. Wat sê vir ons vers 10? En na die stem van die Here, ons God, nie geluister om te wandel in sy wette, wat hy ons deur die diens van sy knegte, die profete voorgehou het. Maar die Here Israel het u wet oortree en afgewyk deurdat hulle nie na u stem geluister het nie. Daarom is die vloek en die eed oor hulle uitgestort. Wat geskrywe is in die wet van Moses, die knegt van God, want ons het teen hom gesondig. Wie is hierdie hom? Teen God gesondig. Die mens het teen God gesondig. Hoeveel keer het die volk nie teen Moses opgestaan nie? En dink hulle staan nie teen Moses op, maar hulle staan teen God op, want hy gee sy woord. Hulle wil nie agslaan op die woord van die Here nie. As ek en jy nie agslaan op die woord van God nie, dit is 'n probleem. 'n major probleem. 'n baie groot probleem. En dis nie wat God wil hê nie. Ek en jy, sê Here, hier is ek. Here, ek kom vir herstelwerk. Here, my engine moet geoverhaul word. Here, die rakkas werk nie so goed nie. Daar's 'n gekrappery. Die koppelaar is klaar. Die wheelbearings, die wielrollers is geen. Jare terug het ek so Mazda beet
1300 bakkie gery. Ek ry Vrystaat toe met hom en terug. En in die weering hoor ek, ding spring hy. Ek voel dit in die stuurwiel. En ek ry so toe en terug. En toe ek daai ding uitgehaal het, so ek, Here, dis net genade. Dis net genade, dat God ons bewaar het. Dat ek nie by weerings kon ingesit het. As jy dit nie insit nie, kan jy baie lelik seer kry, of sterwe. Jy by die twee. En dit is wat gebeur. As ons nie ons lewens, herstelling kom in ons lewens, kan daar groot probleme in ons lewens kom. En ons kan ook die koninkryk mis. En dis nie wat God wil hê nie. Glory to God. Prys die vers 12 sê, en hy het sy woorde in vervulling laat gaan, wat hy oor hulle gespreek het, en oor die rigters wat ons bestuur het, en die groot onheil oor ons te bring, wat onder die ganse hemel nie gebeur het, soos in Jerusalem nie, soos in die wet van Moses geskrywe is. Al hierdie onheil het oor ons gekom, en ons het die aangesig van die Here, ons God, nie om genade gesmeek, deur ons te bekeer van die ongeregtighede en ag te gee op u waarheid nie. Ja man, jy hoef nie jou te bekeer nie, jy hoef net te glo. Dis wat die mense ons vir jou sê. Dis wat die vyand kom en vir jou sê, glo net man, dis al. Jy hoef nie jou sondes te bely en te laat staan nie. My God sê, bely jou sondes en laat staan dit. Hulle het hulle nie bekeer tot God en die onheil het oor hulle gekom. En ek glo nie een van ons wil die onheil in ons lewens sê nie. Hy sê, het gebeur in Jerusalem, wat nie in ander gebeur het. Dit is nodig dat ek en jy, en weet jy wat, dit is wat in Suid-Afrika gebeur het. Suid-Afrika sit in 'n ellendige, pathetiese toestand. Of die mens daarvan wou of nie, dis die waarheid. En dis hoekom kerke so leegloop. Want hulle is nie bereid om te luister na God se waarheid nie. Hulle het ongehoorsaam geraak aan die woord van God. Wat die Here sê, is ja en amen. Wat die kerkgenootskap sê, is nie ja en amen nie. Hulle kan dalk verkeerd wees. Kyk wat sê die woord. Die hoogste gesag wat daar is. Die Here wil hê, die mens moet terugkeer na hom toe. Amen. Daniel het geween. Hy het belydenis gedoen. Nehemia het God aangeroep en belydenis gedoen, gevas. Ag nee man, jy het nie nodig om te vas nie. Daniel het gevas. En die as gewees. En hy het Here aangeroep. En ek wil vanmôre sê, weet jy wat, wanneer jy dit doen, en jy is diep opreg met God, jy roep dit aan, jy sal sien wat gebeur. God is 'n waarmaker van sy woord. En hy sal vir jou genadig wees. Amen. Maar as die mens dit nie doen nie, agslaan op die stem van die Here nie, sit hy met 'n groot probleem. Vanmôre is jy kind van God. Moenie jou rug draai
op hierdie woord. Kom ons slaan ag op die woord van die Here. En sê, Here, wees ons genadig. Here, wees ons barmhartig. Omvou vir ons met die goddelike liefde genade. Kom ons sluit ons op. Here, dit is u woord. Here, wat kosbaar is. Here, het die volk nodig, my God. Die mensdom het nodig, Here, om terug te keer na u toe, my Vader. Vir herstelling in die lewe van die mens, my God. Dat u sal kom op die eie spesiale manier. En Here, vir ons genadig wees elkeen. Vir ons toevou, Here, diep in die holte van die hand, my meester. Dat ons sal afslaan op die woord van u, my Vader. Dat ons daarin sal wandel. Dat die mens weer sal terugkeer na u toe, my God. Dat die woord van die waarheid, soos daarom die dag van Pinkster gewees het, my God. Waar hulle eendragtig saam was, in die naam aangeroep het, my God. Want die mens het gekom en begin hulle eie gedagtes te wandel. Hulle eie gedagtes geformeer. En Here het die woord verdraai. Ek bid vanmôre vir Here, wees genadig. Wees barmhartig, Here. Gaan nie verby nie, my meester. Maar sien elkeen raak, my koning. Daar herstelling kom in elkeen se lewens. My God in die lof en al die ere, die prys en al die aanbidding kom u toe. Here, laat hierdie woord nie ledig sal terugkeer nie. Maar Here, elkeen wat sal luister daarna, sal agslaan op die woord van u, my Vader. Dat ek uit genade uit in die geloofwaardige naam wat genoem word Jesus Christus. Amen.